Dis wonderlik om die Here te kan dien. Dis 'n voorreg, is dit nie? Ek weet nie van julle nie, maar ek besef net al hoe meer, dis 'n voorreg. En dis deur sy genade wat ons hier kan wees vandag. Dis net hom, dis net hy. Ons het nou al 'n paar goed bespreek hierdie laaste ruk, maar net so vandag, kan julle onthou waaroor het ons gepraat? Hoe word ons regverdig gemaak met God? Kan julle onthou? Deur genade van God. Ons geloof in Christus. Dis dit. Jesus het vir ons alles betaal. Hy het ons vrygekoop. Hy het die prys betaal. Die prys wat ek en jy moes betaal het hy betaal. En dis goeie nuus. En ons verlossing hang van God af. Dis in goeie hande. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Jy hoef nie te twyfel nie. Jy hoef nie te wonder of gaan daar vir my verlossing wees nie. Nee, jy kan hy sekerheid hê dat daar is vir jou verlossing. Daar's 'n plan vir jou in plek gesit net vir jou en vir my. En dis 'n wonderlike gedagte as ons daaraan kan dink. Ons het gesels oor hoe ons gered kan word. Waar begin dit? Dit begin by God, eerstens, deur sy genade. Dan is dit ons geloof in Jesus Christus en Jesus Christus het die prys betaal vir ons, so ons is gered deur hom. Stop dit nou daar. Hoekom nie? Ja, dis my geloof wat ek moet toon in Jesus Christus. Maar daar's nog iets. Daar hoor ek iets. Gehoorsaamheid. Dis baie belangrik, gehoorsaamheid. Sê. Ja, as jy iemand spesiaals ontmoet het, 'n vriend soos jy sê, dan wil jy die pad saam met daai persoon stap. Jy wil. So met ander woorde, wat gebeur met jou? Is jy nog steeds dieselfde ou of dieselfde meisie of man of vrou wie jy was voor die tyd, voor jy Jesus ontmoet het? Jy verander. Yes, jy verander. OK, vanaand gaan ons bietjie gesels oor daai verandering. Jy en ek wat hier is vandag, wat Jesus aangeneem het as jou verlosser en saligmaker, word voor God gesien as 'n regverdige. Julle weet dit nou, nee. So ons is almal regverdiges wat hier sit. Ons is regverdig gemaak deur Jesus Christus. God se genade. So met ander woorde, as ek 'n regverdige is, wat verwag God van my? Het julle gesien wat staan op die pampoene? Wie van julle het dit gelees? Wie sien dit? Wie kan dit nie sien nie? Wie weet nie wat staan hier nie? Van jy jok. Die vrug van die Gees. Wat beteken dit? Waar kom vrugte vandaan? Ja, dis wow. Dis maklik, nee. Kom van bome af. Weet julle wat? Ons is regverdiges, maar in die Bybel vergelyk God ons met bome. Ons gaan nou aangaan met daai en kom ons buig net ons hoofde en dan open ons met gebed. Vader in die hemel, baie dankie vir die genade. Here, dit slaan ons asem weg elke keer as ons net dink aan die konsep van verlossing en wat U daarmee te doen het. Here, ons staan verbaas as ons moet dink aan al die opoffering wat U gemaak het vir ons. Here, daar's 'n liefde wat U vir ons getoon het, wat ons nog nooit hier op aarde kon ervaar of kon sien nie, maar net by U. U het ons lief, en U wil van ons net die beste hê, as ons dit maar net wil verstaan. Here, my gebed is vanaand, dat U saam met ons sal wees, wanneer ons weer eens die woord gaan bestudeer. Here, ons kan nie verstaan wat hier binne staan, as ons uit ons eie krag of uit ons eie verstand wil lees en verstaan nie, maar ons weet, ons kan U vra om ons die leiding te gee. Ons kan vra dat die Heilige Gees nou met elkeen van ons sal wees, dat U ons harte en ons verstand sal aanraak, dat ons sal hoor en dat ons sal inneem en dat ons dit sal deel maak van ons lewens. Ons bid en vra dat U Gees nou betrokke sal wees. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Johnny het groot geword op 'n plaas. Amper soortgelyk soos hierdie. En is so 'n paar jaar terug gewees, jy weet, en wat gebeur het met Johnny is, hy was nog klein en hy het nou regtig 'n plaas lewe gehad, wat 'n seun wil begeer om te hê. Enige seun is lief vir die plaas, as hy nog jonk is. Ian, jy het groot geword op die plaas, waar is Ian? Was lekker, nee. Nou, Johnny het dit net so geniet. Hy het 'n plaashuis gehad, of 'n pragtige huis, 'n dubbelverdieping huis gewees, van 'n ou huise, ou plaashuise, maar hy stoep wat so reg rondom die huis gehardloop het. En net langs hierdie huis het daar 'n boom gegroei.
'n groot boom. En ou Johnny se gunsteling aktiwiteit was is om nie gebruik te maak van die normale in- en uitgange van die huis nie, die deure nie. Hy het by sy kamervenster uitgeklim op hierdie boom se tak wat hier by sy venster verbykom en dan het hy in die boom afgeklim en dan is hy in die veld en hy het geniet, dit was hom lekker gewees. En sy ma en pa moet nog geraas het en hulle stuur hom kamer toe. Sy so rukkie daar, sy hoor die stofvoet gaan lê en ma en pa mompel nie meer daaroor wat hy gedoen het nie. Dan is hy uit by die venster af in die boom en dan is hy weer in die veld in. En eendag hoor hy 'n gesprek wat sy pa met sy ma voer. Pa sê vir hom: "Vrou, hierdie vrugteboom wat hier by die huis staan hier langs aan is besig om die huis koud te maak. Jy weet in die winter is dit koud want dit is hierdie groot eislike boom en hy dra nie eens vrugte nie. Hy's nou al vir jare hierso, hy bied ons niks nie. Hy sal goeie vuur maak hout maak. Kom ons gaan, ek gaan hom afkap. Môre gaan ek sommer die ouens bymekaar kry, die manne, en dan gaan ons hom begin afkap." Johnny, dit het swaar gesteek in sy hart. Hoe kan my pa hierdie boom afkap? Hy weet hoe lief is ek vir die boom. En hy het 'n plan, want hy het nou gehoor sy pa het gesê hierdie boom dra nie vrugte nie, so hy's nutteloos. En Johnny het 'n plan. Hy gaan sien sy pa daar, sy pel daar langs aan in die plaas langs aan, hy sê vir hom: "Ek het 'n plan. Dis wat my pa gaan doen, maar kom hoor my plan, en kom help my vanaand, dan kom slaap jy oor by my." Sy maatjie kom slaap by hom oor en hulle is die aand, almal nou die stil is en die huis is rustig, sy uit by sy kamervenster en hulle het net so 'n sak appels gekry. Nou is hulle daar in die boom en elke tak maak hulle 'n appel vas. Oralste reg deur daai hele boom maak hulle appels vas. Hulle maak 'n plan, 'n inisiatief, maak 'n plan en maak oral appels vas. Daai volgende oggend staan die manne swaar op. Maar hulle wag en hoor wanneer pa op is. Toe pa op is en hulle staan en luister by die venster. Pa stap by die deur uit en hy kyk rond en hy sien: "Vrou, kom kyk hier. Vrou, jy gaan nie glo wat het gebeur nie." Vrou kom uitgestap en droog die hande af en sy kom af van die wasbak af en sy sê: "Liewe genade, wat het gebeur?" Pa sê vir sy vrou, die man sê vir sy vrou: "Liefling, hier 2 wonderwerke gebeur vanaand. Die nag toe ons geslaap het. Eerstens is dat hierdie boom met vrugte gekweek reg deur die nag en ewe skielik hang hier nou net vrugte. Dit is fantasties, maar wat die grootste wonderwerk is dat hierdie peerboom nou appels dra." Regverdige, dra jou boom vrugte. Wie van julle het julle Bybels gebring? Hier sien ek 'n Bybel, daar's 'n Bybel, daar's hy. Lekker. Kom ons maak oop. Kom ons eet bietjie. Is julle honger? Ons gaan nou daai kos eet. Nou eet ons eers 'n bietjie ander kos. Spreuke hoofstuk 11 vers 30. Spreuke hoofstuk 11 vers 30. Blaai saam met my soontoe. Ons gaan so 'n paar teksies lees vanaand, so ek wil net seker maak julle ouens is nog fiks genoeg. Spreuke 11 vers 30, so 'n kort teksie, ek lees hom vir ons. Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys. Hy is so kort, ek kan hom maar weer lees, nee. Daar's hy. Julle kroek, julle moet julle Bybel saambring, julle mag nie hier op hierdie ding staat maak nie. As die krag af is, julle weet Eskom is nie so, daar's hy. Ek grap met van, jy kan hom opsit hoor. Julle weet Eskom is nie baie betroubaar nie, so daar's nie altyd krag nie. So hê jou Bybel by jou. Spreuke 11 vers 30, ek lees hom weer, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win is wys. Dit is nogal interessant, hoekom sit hy wat siele win is wys saam met hierdie teks, ons gaan nou sien hoekom. Ons is as regverdiges. Nadat jy Jesus aangeneem het, jy's nou regverdig gemaak met God, jy's in 'n regte posisie geplaas saam met God, in verhouding teruggeplaas saam met God. Nou stap ek 'n pad saam met God. Die slim teoloë noem dit iets, hulle noem dit heiligmaking. Regverdigmaking gebeur in 'n oogwink, net so. Die oomblik as jy Jesus aanneem en jy bely jou sondes en jy kom tot bekering, dan word Jesus deel van jou lewe. Jy word 'n nuwe skepsel, net so. Maar jy het nog steeds die ou geite en die ou dinge wat nog deel was van die ou lewe, wat jy nou nog 'n pad moet stap om dit af te skud. Is ek reg? Jy is nie sommer net dadelik volmaak nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek het lank gesukkel om te kom waar ek nou is en ek het nog 'n baie ver pad om te gaan om te wees waar ek moet wees. En ek glo julle kan van dieselfde getuig.
Niemand van ons het, we haven't arrived yet. Niemand nie. Nie die president van die kerk nie, nie die predikant nie, nie die ouderlinge nie, niemand nie. Ons is almal nog op daai groeiproses, die heiligmakingsproses. Maar daar's niks so mooi in die Bybel vir my soos die gedeelte wat hierdie pampoene voorstel vandag nie, is die vrug van die Gees. En voor ons aangaan wil ek vir julle sê, die vrug van die Gees is nie die vrugte van die Gees nie, dis die vrug van die Gees. Jy sien, as dit vrugte van die Gees was, dan kon ek mos nog gepick and choose het, watter een ek wil hê. Ek wil net liefde hê. Ek het nie geduld nie, maar vir liefde. Ja, nee, ek is happy met net liefde. Ek kan nou maar net kweek aan liefde die hele tyd. Ek hoef nie geduld te hê nie. Maak dit sin? Kom ons blaai soontoe. Galasiërs, ek hoor niemand, almal is vas aan die slaap. Dit is nog vroeg, die aand is nog jonk. Julle kan nie nou moeg wees nie. Galasiërs 5 vers. Dankie, is mense wat hulle Bybels lees. Net seker maak, ek kon nie onthou waar dit was nie. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is, hoeveel is daar? Voor ek aangaan, hoeveel vrugte is daar? Luister mooi. 9. Tel hulle. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Is dit 9? Daar sê. Maar die vrug van die Gees is daai 9 vrugte of 9 aspekte van 'n vrug. En is interessant as jy kyk na die vrug van die Gees, soos ek nou gesê het, ek kan nie net een gaan kies, ek wil nie net blydskap hê nie. Daar in die AGS waar ek was, het ons altyd net blydskap gehad. Die dromme gespeel en het het lekker gegaan. En dit is lekker. Het is lekker om bly te wees. Blydskap is lekker, maar jy het nodig om liefde te hê. Jy het nodig om getrouheid, selfbeheersing, sagmoedigheid. Al daai gedeeltes, al daai vrug van die Gees maak een volledige vrug uit. En dit moet deel wees van jou lewe. Die vrug van die Gees. Hoe kry ek die vrug van die hoe manifesteer die vrug van die Gees homself in 'n Christen of in 'n regverdige se lewe? Kom, praat bietjie saam. Dis nie 'n preek hierdie nie. Ek hou daarvan as julle saam gesels. Laat my gemakliker voel. Dan bewe my broekie soveel. Gelukkig is hierdie preekstoel baie groot, ek kan goed wegkruip. Hoe manifesteer die vrug van die Gees homself in jou en my lewe? Ja? Is amper, ek soek 'n spesifieke iets. Ekskuus, ek kan nie hoor nie. In botsing is met iemand anderste. Ja, amper, ons kan nou daar kom nog. Ja, dis baie waar, dis alles reg, is nie verkeerd nie. Ja, dis alles reg, maar daar's iets spesifieks. Wat is daar wat 'n regverdige moet doen? Of hoe werk dit? Ekskuus, my vraag is dalk nie mooi duidelik genoeg nie. Want hier's 'n klomp studente, hulle soek 'n vraag moet duidelik wees voor hulle die antwoord kan gee, is ek reg, nee. Al julle slim manne, laat ek vir julle vra. Die manier hoe die vrug van die Gees homself manifesteer in 'n regverdige se lewe, is deur jou woorde en jou dade. Kan ek dit so opsom? Is daar enigiets anders wat mens kan by dit sit? So te loops. Kan ek dalk net my preek bietjie aanpas? Ja, gesindheid. Gesindheid. Daar's nog een. Yes. Ja, die voorbeeld van Jesus, maar hoe ek dit doen is, hoe kan ander mense dit sien? Dis wat ek op afkom. Ek weet, ek sukkel om die vraag vir julle reg te stel, dat julle vir my 'n goeie antwoord gee, want dit is eintlik die antwoord wat ek klaar nog gegee het. So met ander woorde, as ek 'n Christen is, dan moet die mense dit in my lewe kan sien. Hoe sien hulle dit? Deur wat ek doen, is ek reg? En hoe ek praat? Hoe ek optree? My gesindheid, is reg? Filippense 2 vers 5, die gesindheid wat in Christus was, moet ook in ons wees. Daai gesindheid. Daar sê. Maar vanaand wil ek graag vir julle wys, ek wil fokus op die woorde en die dade. Want dit is tog hoe ons kommunikeer met mense. Ons praat, woorde, ons gebruik taal, ons kommunikeer so, en dit wat ons doen. In ander woorde, dan moet 'n korrelasie wees, is die regte woord, dan moet 'n ooreenstemming wees tussen mekaar. As ek by die huis kom, ek sê vir vrou, ek's lief vir jou, klap aan die gesig. Getuig my dade van my woorde, as ek dit doen.
getuig my dade en my woorde van mekaar. Stem nie ooreen nie. So my woorde wat ek spreek en die dade wat ek doen is baie belangrik. My werke, as ek dit so kan sê, maar ons gaan nou by werke kom, ons gaan nou nog gesels daaroor. Blaai saam met my na Matteus 12 vers 33. Nou gaan ons begin lees. Matteus 12 vers 33. Matteus 12 vanaf vers 33 tot 37. Ek lees vir ons. Julle moet of die boom goed maak en sy vrugte goed, of julle moet die boom sleg maak en sy vrugte sleg. Want aan die vrugte word die boom geken. En hier haal Jesus die sweep uit. Hy sê, addergeslag, hoe kan julle die goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord, wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, uit jou woorde sal jy veroordeel word. Eina. Hoekom sê Jesus dit? Soos die antwoord vir daai vraag wil hê, moet ons net so 'n bietjie teruggaan. Jesus het 'n man genees. En hier kom die mense sê, is hy nie dalk die seun van Dawid nie? Is hy nie dalk die Messias nie? En die Fariseërs en die skrifgeleerdes hoor dit en hulle begin sê en hulle sê nee. Hy dryf duiwels uit deur die krag van Beelzebub. En Jesus gee vir die hele verduideliking daarvan, as 'n koninkryk verdeel is, hoe kan hy regop bly staan? Hoe kan die goeie die goeie uitdryf of die slegte uitdryf? Dit werk nie so nie. En God sê verduidelik vir hulle daar dat julle moet die boom aan sy vrug herken. Maak dit sin? En hy sê vir hulle, as jy sleg is, gaan jy slegte vrugte tevoorskyn bring. En as jy goed is, gaan jy goeie vrugte tevoorskyn bring. En vers 36 sê, maar ek sê vir julle, dat van elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Met ander woorde, ek en jy gaan geregverdig word ook volgens die woorde wat ons spreek teenoor God. Hoe praat ek oor God? Praat ek van God goed? Praat ek oor God? As ek spreek van God, hoe praat ek? Dink bietjie daaroor. Wat dink julle van hierdie gedeelte? Praat. Hoor julle woorde wat julle gedagte. As my woorde van God is, hoe praat ek van God? Hoe getuig ek van God? Praat ek goed van God? En dit kan deurgetrek word na allerlei dinge toe, as jy nou mooi gaan sit en dink daaroor. Ek kan spreek van my medemens, wat na die beeld van God geskape is, en as ek hom veroordeel, wie veroordeel ek op die einde van die dag? Sy skepper. Dit gaan bietjie dieper, nee. Hoe spreek ek teenoor God? Wat het die Fariseërs gedoen? Hulle het hom geoordeel en veroordeel en gesê dat hy is eintlik van Beelzebub, hy doen die krag van die duiwel. Dis hoe hy dit regkry, dis die werk wat hy doen. Maar hulle kan nie sien dat die vrug wat Jesus gedra het getuig van God nie. Jy sien, ons gaan aan. Waarvan die mond loop oor waarvan die hart vol is. Jy het al daai spreekwoord gehoor. So met ander woorde, hoe ek van God spreek is baie belangrik. Jou woorde ontbloot jou karakter. Ek gaan vir julle net so 'n paar punte lees wat ek hier neergeskryf het en dit is vir my nogal baie belangrik. Jou woorde ontbloot jou karakter. Jou woorde bepaal ook jou beloning. Ons het dit nou gesien in hierdie teks. Hoe ek spreek, veral teenoor God. Jou woorde het gevolge. Iets om aan te dink, nee. Jou woorde bepaal jou bestemming. Nie net jou woorde nie, maar in hierdie konteks sê ek,
jou woorde bepaal ook jou bestemming. Dis wat Jesus hier sê. Jy gaan geoordeel word volgens dit wat jy gespreek het. En dit is belangrik, dit wat ons sê is baie belangrik. Veral wanneer dit by God kom, en oor God. Blaai saam met my na Jakobus 3, vers 8. Jakobus hoofstuk 3. Vers 8 tot 12. Dis almal daar. Jakobus hoofstuk 3 vanaf vers 8. Maar die tong kan geen mens stem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader en daarmee vervloek ons die mens wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broeders, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vye boom, my broeders, kan tog nie olywe voortbring of 'n wingerdstok vye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Regverdige kind van God, vanaand wil ek vir jou sê, jou en my woorde teenoor God is baie belangrik. Dink mooi wanneer jy praat van God en oor God. Dink mooi oor dit wat jy sê vir jou medemens en van jou medemens. Dit is belangrik. Ons woorde kan doodmaak en ons woorde kan lewend maak. Watse vrug dra jou boom? Watse woorde spreek jy? Watse woorde spreek jy van God? Watse woorde spreek jy van jou medemens? Spreuke 10 vers 11. Het is interessant hoe die Bybel praat van hoe ons lewens vergelyk word met 'n boom. En ek wil julle nog 'n klomp tekste lees, maar ek dink nie ons tyd gaan dit toelaat nie. Saterdag aand, en ek weet julle jong mense doen baie dinge op Saterdagaande. Julle wil nie altyd in die kerk sit nie, nê. Maar kom ek lees vir julle Spreuke hoofstuk 10 vers 11. Die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Die eerste gedeelte is so mooi. Die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe. Jou en my woorde spreek lewe. Dit gee lewe. Die teks wat ons mee geopen het, die regverdige se lewe, hoe sê jy gesê nou, die regverdige is 'n boom van lewe. Ekskuus, nou kan ek nie my eie teks onthou nie. Net 11 vers 30 is net aan. Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. Waar het ons al van die boom van die lewe gehoor? Openbaring het ek gehoor en Genesis het ek gehoor. Dis interessant, né? Nee? En wat het die boom van die lewe gedoen? Waarvoor was dit daar? Sê wel. Dis hy, dis wat hy gedoen het, maar wat was die doel van daai boom? Lewe gegee. Die boom het lewe gegee. Het ons nog steeds so 'n boom hier op aarde? Nee. Daai spesifieke boom is nie meer daar nie. Maar daar's baie ander wat bome is. Ons is daai bome wat lewe moet gee. Julle wat hier sit, ek, ons almal, ons is daai bome wat nou die lewe moet gee. Christus kan die vrug in ons laat dra, sodat dit aanklank vind by ander mense, sodat dit aanloklik is vir ander mense, sodat hulle kan eet van jou, sodat jy 'n doel kan dien vir iemand anderste, sodat jy vir hulle lewe kan gee, verlossing. Maak dit sin? Jesegiel praat ook daarvan, Jesegiel 47, aan die einde van die hoofstuk praat ook van die boom van die lewe. Hy voorspel eintlik, hy praat eintlik van die boom wat in die hemel gaan wees, wat Openbaring van praat. Wat gaan ons daar bo in die hemel doen met die boom van die lewe? Kom ons lees dit man. Julle is mos nie haastig nie, nê? Ekskuus. Ek weet julle is nie haastig nie. Jesegiel 47 vers 12. Jesegiel 47 vers 12. Fanny se vingers is vinnig, daar het julle hom op die skerm ook. Ek lees hom vir julle. En die stroom sal aan albei kante allerhande bome groei om van te eet, waarvan die blare nie sal verdor en die vrugte nie sal opraak nie. Elke maand sal hulle nuwe vrugte dra, want die waters waar hulle aan staan uit die heiligdom stroom hulle, en hulle vrugte sal wees om te eet
en hulle blare om te genees. Wat is die doel van 'n boom? Om lewe te gee, om iets te bied vir iemand. Is nogal iets om aan te dink, nê? Nee. Blaai saam met my na Matteus hoofstuk 7. Matteus hoofstuk 7. Vers 15 tot 20. Vers 15 tot 20. Ek lees vir ons. Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar die slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan ook geen goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken. Interessant, nee. Met ander woorde, my woorde teenoor God en van God is belangrik, my woorde teenoor my medemens is belangrik, en my dade. Dit wat ek doen. Die mense moet kan sien dat dit wat ek help nie ek loop met die Bybel onder my arm en ek preek vir almal, julle moet nie dit doen nie, julle moet dit doen, julle moet op 'n Sabbat kerk toe gaan, maar my lewe getuig nie van liefde, die vrug van die Gees word nie gesien in my lewe nie. My dade getuig nie van my woorde nie. Maak dit sin? Dis hoe ons moet leef, dit is wat 'n boom van lewe moet doen. Ons is 'n boom wat moet lewe gee. Hoe wen ons siele? Getuig. Wat nog? Hoe evangeliseer jy? Dankie oom. Jou lewe moet daarvan getuig. Die mense daar buite moet iets anders in jou sien. Hulle moet honger kry vir wat jy het. Hulle mond moet begin water as hulle na jou kyk. Hulle moet sien, hier's iets anders in hierdie persoon. Ek is honger vir dit wat jy het. Gee my wat jy het. Ek sal dit by jou koop. Wat is daai man wat is dit in Handelinge, waar daai towenaar gekom het en gesê het, ek wil dit wat Petrus gehaal, ek wil dit by jou koop, wat moet ek doen om dit te kry? Hulle moet honger wees daarvoor. Ek en jy, ons lewens moet so getuig van die vrug van die Gees, dat mense honger word daarvoor. Dat hulle meer wil hê daarvan, dan kan jy begin getuig. Hulle moet Christus in jou sien, want die karakter wat hier uitgebeeld word, is die karakter van Christus. Dis alles wat in hom was. Dis dieselfde vrug. Jou dade spreek van jou hart. Dit wat hier binne is, gaan deur jou hande en jou dade gedoen word. Wat doen jy vir Christus? Hoe doen jy dinge? Praat ons een kant as ons by die kerk is en dan as ons daar uitstap is ons anderste. Regverdig as ek wil vir julle sê, daai tyd's verby. Daar's nie meer tyd om kerk te speel nie. Daar's nie meer tyd om te maak asof ek 'n Christen is of hierdie klisjé van 'n Christen te wees nie. Ek moet nou begin lewe gee vir ander mense. Ons is besig om in 'n tyd in te beweeg waar mense begin honger en dors vir God se woord. En die beste Bybel wat sommiges van hulle gaan hê is jy. Hulle lees nie hulle Bybel soos ek en jy dit doen nie. Hulle kyk na jou, hulle kyk na jou lewe. Hulle kyk na jou woorde en jou dade en hulle sien Christus in jou en dan wil hulle eet van dit. En dan sê jy vir hom, dis nie net ek nie. Dit wat hier binne my is, kan ek vir jou gee, verniet, gratis. Kom ek wys jou in God se woord en jy kan met hulle Bybelstudies begin doen. Jou en my lewe moet getuig van Christus. Ons moet hierdie vrugte dra wat aanloklik is vir mense. Hoe kry ons hierdie vrug? Hoe kry ons hierdie vrug? Blaai saam met my na Johannes hoofstuk 15. Baie bekende gedeelte. Johannes hoofstuk 15. Vanaf vers 1. Johannes hoofstuk 15 vanaf vers 1. Hoe kry ons hierdie vrugte? Ek lees vir ons vanaf vers 1. Ek is die ware wynstok, is Jesus wat praat.
Sy woorde, ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem hy weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Wie is die wynstok? Christus. Wie is die landbouer? Die Vader. Wie is ek en jy? Die lote. Ons is op die ware wynstok ingeënt. Ja, julle, dit is net awesome om aan te dink. Ek onthou toe ek klein was, het my pa by my oupa stiggies, of nie stiggies nie, ons takkies afgebreek by sy perskeboom. En dan kom hy by die huis en dan sny hy die ding so, ek dink dit het hom so skuins gesny as ek reg onthou, en dan maak hy so keepie in ons perskeboom. En dan sit hy die takkie daarin. Julle, ek praat nou met boere, ek weet nie hoekom sê ek dit nie, maar ek dink die jong mense weet nie daarvan nie. Dan druk hy die takkie daarin en hy smeer so poeierstoretjie daarop en hy druk hom aan, dan typ hy hom so toe met so 'n snaakse dinnerige typie. En so paar seisoene daarna, dan dra daai tak ander perskes as wat die boom dra. Ek kon dit is net vir my, wow. Dis awesome. Ons is ingeënt op hierdie loot, op hierdie wingerdstok, op hierdie wynstok. Op Christus is ons ingeloot. Al hoe jy kan vrug dra as jy by Christus bly, ingeënt by hom, voet van hom. Wie van julle is landbou studente? Is hier pampoenboere hier? Dankie tog. Hoor, is grove manne daai. Julle weet hoe werk dit. Die wynstok is geplant in die grond. Hy trek die minerale in die water en dit wat hy nodig het uit die grond uit en hy stuur dit in die stam op en hy stuur dit na die takke toe. En die takke versprei dit na die vrugte toe. Ons kan nie gevoed word as ons op ons eie is nie. Ek kan nie staat maak op my eie gesindheid of my eie houding nie. Ek kan hoe oulik wees en mense kan wat van my dink. Dit beteken absoluut niks nie, as ek nie by die wingerdstok ingeënt is nie. Ek wil nog aanlees, voor ek te veel verder preek. God se woord moet praat. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog. Hulle maak dit bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik. Hoor mooi wat sê. Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly in hierdie liefde van my. God het jou lief, hy het my lief. Bly in hierdie liefde. Bly ingeënt by Jesus Christus en jy sal vrug dra. Genoeg. Sodat mense sal honger vir daai vrugte. Regverdige dra jou boom vrugte wat lewe gee. Sluit af met hierdie gedagte. Baie keer hoor ons die mense praat van jou werke. En ek het bietjie gaan sit en dink oor hierdie konsep van werke. En ek het agtergekom, ons doen die voedingskebel by Mountain View Kerk, en ons gaan mark toe elke donderdagoggend 5:00 as ons by die mark, dan gaan tel ons groente op daar, eintlik gaan bedel ons vir die groente, en dan gee die markagente vir ons groente. Dan laai ons 'n Hyundai bakkie vol groente, en ons gaan terug kerk toe, en ons daar 'n groep ou mensies wat kom help, en daai groente verpak, en dan voed ons plus minus 1000 mense elke donderdag. God se genade. Ons maak 250 tot 320 sakkies groente vol, wat ons vir 'n gesin uitdeel van 4. Daai sakkie is genoeg om 'n gesin van 4 te voed vir 'n week lank. Maar dan kom ons nou by die mark, en ons kom by die een persoon aan, hulle doen die verpakkings vir Spar en Pick n Pay en al die plekke, en dan het hy hierdie fantastiese masjien, hy gooi die krat tomaties uit, en dan wikkel hy hom so op met so konveierbel, dan val dit in sulke laadjies in, en dan weeg die masjien elke tomatietjie, en hy plaas hom in 'n kanaal in,
volgens die gewig en dan is die gewig en die prys so akkuraat dat dit naaste by binne 'n paar sent bymekaar is. Daai sakkies wat jy in Spar koop wat klaar opgemaak is, dis 'n masjien wat daai goed uitsoek. Hey, dit is fantasties. Maar weet jy wat? 'n Masjien werk en so produseer hy. So die masjien se werke maak dat hy produseer. Is ons masjiene? Is ons masjiene? Nee. God noem ons bome. Want, wat doen 'n boom? Hy gee lewe, hy dra vrug. Daar's genesing in sy blare. Die stam kan jy gebruik vir iets. Daar kan altyd iets van 'n boom gebruik word. Ons gee lewe. God vergelyk ons met 'n boom met vrugte wat gedra word. Wat het 'n vrug binne in hom? In die middel. Meeste van die vrugte. Sê weer? Saad. Wat gebeur met saad as ek dit in die grond sit? Dit groei. En as daai saad gegroei het en die boompie groei en hy dra vrug en ek haal daai vrug af, ek eet hom en ek spoeg die pitte uit, wat gebeur? Val in die grond, dit groei weer. Ons moet nie werke hê nie, ons moet vrug dra. 'n Masjien werk en dan produseer hy. Ons is nie masjiene nie. God het ons wonderlik geskape. Hy maak dat ons bome kan wees wat lewe gee, wat vrugte dra, wat weer vrugte kan dra, wat weer kan veroorsaak dat daar bome kan gegroei word, sodat daar weer vrugte kan dra. Jou doen en jou late, jou woorde en jou dade kan maak dat daar lewe gegee word. Miskien nie dadelik vir daai persoon nie, maar mens weet nooit. Ek het al gehoor van mense wat getuig het van iemand het vir daai persoon iets gesê en die persoon het vir die ou gesê, die ou het tot bekering gekom, daai ou het nog nie tot bekering gekom nie. Dis hoe vrugte werk. Dis presies hoe vrug werk. Kind van God, ons moet vrug dra. Vergeet van werke. Vergeet van wat jy moet doen en nie moet doen nie. Dra vrug saam met Jesus. Wees ingeënt, bly in hom en hy in jou. En dan gaan jy sien hoe dra jy vrug. Ek het so 'n kinderstorie wat ek vertel daar by Mountain View, ek kom vertel, dan vat ek so 'n lyfboompie wat in 'n potjie is en een van daai opblaaspompe wat ek die matras mee oppomp. Dan sit ek die boompie daar neer en dan vra ek een van die kinders, hou die pyp daar by die boom. Ek is lus vir olywe, ons gaan nou olywe eet. Sorry Deedrey. Ons gaan nou olywe eet. Sy hou nie van olywe nie. Dan hou die kind die punt van die pypie daarin en dan pomp ek. Dan sê ek vir hulle, hoe lyk die boom? Is daar al olywe? Dan sê die kinders, nee, dan lag hulle vir my. Nee man, nou, jy hou nie reg nie, hou hom mooi, laat ons pomp. Dan pomp ons daai boom op. Maar hy gaan nêrens heen nie. En vanaand wil ek vir jou sê, groei vat tyd. Dis nie net so en jy's perfek nie. Heiligmakingsproses is 'n leeftyd. Wanneer hou heiligmaking op? Sê weer, wat is die laaste gedeelte? Daar sê. Ja, die wederkoms of as jy sterf. Dankie. Jacques. As jy jou laaste asem uitblaas, of as Jesus op die wolke kom, dan stop heiligmaking. Dit hou nooit op voor daai tyd nie. Jy hou aan groei saam met Christus. Jy hou aan jou verlossing uitwerk tot op die einde toe. Dis hoe dit werk. En Kobus, hierdie mielies wat ons plant hierso, kan ons hulle forceer om vinniger te groei? Ek weet nie waar is Kobus nie. Ag, hier is hy. Hoe kan ek hulle vinniger laat groei? Jy kan hom dalk so 'n bietjie help met kunsmis dat hy net mooier. Kan ek hom in 2 dae klaar laat ons kan mielies eet? Oh man, dit werk nie so nie. En God het dit vir ons 'n voorbeeld gegee. Hy het dit goed gemaak, hy het dit geskep, hy het mielies gemaak, hy het bome gemaak, hy het vrugte gemaak. Dis daar vir ons as 'n voorbeeld. Ons kan nie groei forceer nie. Maar jy kan dit aanhelp. Deur ingeënt te wees saam met Christus en saam met hom die pad te stap. Is dit nie wonderlik hoe Jesus met ons werk nie? Hy is so genadig. Hy weet ons is nie perfek nie. Hy weet ons gaan nie hierdie dinge regkry nie. Hy weet ons sukkel om hierdie aspekte van die vrug van die Gees te dra. Ons sukkel. Maar dit vat tyd. En moenie opgee op jouself nie. Hou aan uitwerk tot die einde toe. Het ons vanoggend gehoor. Moet nooit ophou nie. Moet nooit ophou om saam met Jesus die pad te stap nie. En moet nooit dink dis jou krag en jou goed of jou oulikheid wat kan help dat jy groei nie. Dis nie jy nie. As daar iets goeds uit hierdie mond of uit hierdie lyf uitkom, is dit net Jesus Christus. Want ek is 'n swak mens en ek is sleg en ek is vuil. My beste werke is soos filthy rags voor God.
Dis al wat ek vir hom bied, is vuil stikkende lappe. Ek kan niks anders vir hom gee nie, behalwe dat ek glo in sy seun, wat sy kleed van geregtigheid vir my gee, en vir jou gee. Dis hoe dit werk. Ek het nog so baie wat ek met julle wil deel, maar ek dink ons gaan nie afsluit vanaand. Gaan julle onthou hoe werk dit? Gaan julle onthou dat jou woorde en jou dade is baie belangrik? Dit wys en dit getuig van hoe jy vrug dra. Wat se vrugte is aan jou boom? Gaan vanaand te gaan dink oor daai konsep. Wat se vrugte dra jy? Gee jou vrugte lewe? Of is jou vrugte giftig? Of bied dit niks vir iemand anders nie? Is dit vol dorings en distels? Kom ons buig ons hoofde soos ons so sit. Vader in die hemel, ons staan net verbaas elke keer wanneer ons die woord oopmaak en ons lees. En ons sien hoe U ons lei, Here. Hoe U vir ons net die beste wil hê. Want U is lief vir ons. U was lief vir ons van die fondasies van die aarde af nog, Here. Toe dit gelê was U al lief vir ons. En U sal altyd lief wees vir ons tot aan die einde toe. Ons weet, Here, U het 'n goeie werk in elkeen van ons wat hier is vanaand begin. En ons vertrou dat U dit sal klaarmaak tot die einde toe. Help ons, Here, om net getrou te bly, om te bly voed van U, om die vettigheid van hierdie wingerdstok te bly indrink, Here, elke liewe dag. Om U deel te maak van ons lewens op 'n praktiese, sinbare manier, elke liewe dag van ons lewens. En Here, so kan ons groei. En dit maak nie saak die omstandighede, die storms wat kom nie, ons wortels van ons boom gegroei en vas staan in U, dan kan ons nêrens heen gaan nie. Ag Heilige Gees, help ons om vrug te dra. Leer ons om vrug te dra. Bewerk dit binne in ons en wees met ons. Ons kan nie vrug dra uit ons eie uit nie, Here. Ons kan dit net doen wanneer ons in U is. En wanneer ons in U ingeënt is, en wanneer ons in U bly. Gee tog so dat elkeen van ons sal bly binne in U, en U binne in ons. En mag U Gees ons lei om net meer en meer vrug te dra tot eer en verheerliking van die Vader. Ek bid en vra dit alles so in Jesus Christus se naam alleen. Amen.